Dit is vandag Vrydag 10 April. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in Paastyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Johannes 20 vers 1 tot vers 10. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Hierdie tyd van stil word is 'n gebedsoomblik, waar tyd hopelik vir jou ook gaan stadiger beweeg. Daarom nooi ek jou uit om daar waar jy is tot rus te kom, om 'n paar keer lekker diep asem te haal en om bewus te raak van die nabyheid van God wat soos 'n vriend langs jou kom staan. Heilige, misterieuse God, ek verwelkom nou alles wat na my kant toe kom. Elke emosie, elke ervaring, die stilte en donkerte, vrede en onrus, hartseer en blydskap. Want Here, in U teenwoordigheid vind ek rus vir die volheid van my menswees. In nederigheid en in diep bewustheid van U genade, kom maak ek my hart oop en vra dat U my vandag opnuut sal vul met die krag van U opstanding. Johannes 20 vers 1, die leë graf. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daaraan gekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. In hierdie vertelling van Jesus se opstanding, hoor ons hoe die karakters verskillend reageer. Ons hoor van Maria, van Petrus, van Johannes. Hoe het hierdie verhaal vandag met jou gepraat? Nog voor die son opkom, terwyl die wêreld nog half vasgevang lê tussen nag en dag, beweeg die evangelie volgens Johannes se verhaal na Jesus se graf. Die wonder lê nie in wat daar is nie, maar in wat daar ontbreek, want die graf is leeg. Die eerste ooggetuies, Jesus se volgelinge,
kan nie meer vashou aan hoe dinge van tevore was nie, en ons ook nie. En ek dink juist daarin lê daar 'n vreemde soort vryheid. Maria het nie gegaan omdat sy hoop gehad het nie, sy gaan omdat haar liefde nie weet wanneer om op te hou nie. Maar die klip is weg. Daar is geen teken van iets dramaties nie. Dis net weg. So asof God nie eers moeite gedoen het om die dood te verduidelik nie. Want dis nie nodig nie. Hy skuif dit eenvoudig op sy. Petrus en die ander disipel, Johannes, hardloop na die graf. Dit bly vir my al vreemd en opvallend hoe mens in die evangelie altyd die gevoel kry dat geloof iets is wat jou laat beweeg, al verstaan jy nog nie. Hulle kyk na dieselfde prentjie, maar net een van hulle sien regtig. Want daar's 'n groot verskil tussen kyk en glo, tussen feite en vertroue, tussen blote oop graf en die opgestane Christus. En die linne lê daar netjies opgevou. Dis asof die opstanding nie 'n dramatiese terugkeer na die lewe is nie, maar 'n stil, besliste deurbreek van die nuwe skepping. En dan hierdie eerlike opmerking. Hulle het nog nie die skrif verstaan nie. Dit is vir my baie bemoedigend. Selfs die wat eerste daar was, het nie alles verstaan nie. Geloof begin by 'n halfdonker oop graf, uit asem met 'n kloppende hart en die vreemde vermoede, miskien is God besig met iets nuuts. Nie net toe nie, maar ook nou, hier, in my en om my. En dalk is dit waarin die teks my vandag vat. Nie met antwoorde nie, maar met 'n uitnodiging om saam te hardloop, om weer te kyk, om in verwondering te gaan oor die leë graf. En dan word die leegheid van die graf nie verlies nie, maar 'n ruimte waar lig kan deurbreek. En waar ek opnuut ontdek wat dit beteken om werklik te glo. Op watter manier help hierdie opstandingsverhaal vir jou in jou geloofsreis saam met God? En waar het jy dalk onlangs iets ervaar van hoe God se opstandingskrag deurbreek in die gewone van die lewe, hier en nou? Ek voel ook gereeld soos die eerste getuies wat staar na die leegheid en steeds nie verstaan nie. My hart, my gedagtes, my verwagtinge hardloop soms vinniger as my geloof. En tog hou God aan om my met lewe te verras waar ek net dood verwag. Om sonder 'n groot geraas klippe weg te skuif. Mag die werklikheid van Christus se opstanding stilweg in die realiteite van jou lewe insypel. Nie net as 'n waarheid waarvan jy kennis neem nie, maar as 'n lewende hoop, as opstandingskrag wat jy in jou dra. Christus het opgestaan. Sommige sê dis net 'n storie. Mag dit die hart wees van jou storie. Van die gekruisigde Christus het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Opgestane Christus, soms staar ek uit asem aan die realiteite voor my. Ek kan nie altyd voel nie, ek sien nie altyd waar ek U soek nie. Maar ek weet U is soveel meer as my sien en my soeke. Daarom bid ek, Here, blaas nuwe lewe in my. Vul my met U genade, wat oop en vrylik gee wat ek ontvang. Vul my met vreugde, dat daar altyd 'n nuwe begin is, selfs na die einde. Vul my menswees met verwondering en 'n lewe wat getuig, U leef. Want U het opgestaan. U het waarlik opgestaan. Amen.